opgewonde om vanoggend saam jou te kuier. Waar ook al jy jouself bevind, ons weet die Here wil vandag iets aan jou openbaar. Geniet die diens saam met ons. So ons gaan vanaand so 'n bietjie tag team. So tap hom net in. As hy okay. Dit is lekker om met jou te kan kuier vanaand. So ek het vir Colin gesê ek wil hê vanaand ons moet nie soveel voorbereiding doen as wat ons net bietjie 'n gesprek gaan hê vanaand oor hoe vertel ons iemand van Jesus. Ons is in hierdie reeks oor ons gaan dorp toe en die hele gedagte is dat ons wil so leef dat dit wat ons hier hoor, ons skuif om iets te gaan doen in ons dorp. Dat Sondag nie net 'n geleentheid sal wees wat ons bymekaar kom om nog die boksie af te check nie, maar hierdie is iets wat ons hele lewe toelaat om beïnvloed te word deur dit. Ons wil nie 'n Sondag Christen wees nie en ons wil nie hê jy moet 'n Sondag Christen wees nie. En daarom wil ons jou vanaand uitnooi, wanneer ons hierdie gesprekke vanaand het, vertrou ons die Heilige Gees om iets in jou hart wakker te maak, om jou te skuif na 'n plek toe wat jy sê, Here, hier is ek is bereid om te gaan vir my geloof. Nou, dit gaan sê, het ek vir Colin gesê, ek wil vanaand net iets noem hieroor. Die van julle wat op sosiale media is, sou definitief hierdie gesien het hierdie week, en enige persoon wat net so 'n bietjie kennis, nie gelees het hierdie week, sal kennis hiervan dra, is hierdie week is 'n jong man, 31 jaar oud geskiet, oor hy sekere geloof stand ingeneem het oor wat hy glo, en sy naam is Charlie Kirk, en hy het gesterf vir sy geloof, en ek wil hê jy moet duidelikheid hieroor hê, dat hierdie man was bereid om reg oor sy nasie te gaan, en hy is nie 'n Suid-Afrikaner nie, hy is 'n Amerikaner, en hy het gegaan en hy het die evangelie verkondig, en hy het politieke uitkyk, ek wil nie oor sy politieke kant praat nie, ek glo, jy weet, ons het ons eie stories hier, so ek wil nie praat of Trump die ou of nie, maar hierdie man het gesê, en hulle, as jy dit gesien het in die week, het hulle vir hom gevra, in die video, hulle het in die week vir hom gevra, en so ruk terug het hulle onderhoud met hom gedoen, hulle het vir hom gevra, as daar enigiets is die dag as jy nie meer is, die dag as jy sterf, waaraan sal jy geken wil word? En hy het gesê, ek wil bekend staan vir iemand wat waagmoed gehad het, I had courage, en dan het hy gesê, en ek wil iemand wees wat bekend staan vir my geloof. En vanaand sit ons hier, en ek sê vir Colin, is so ironies, dat in hierdie week wat ons praat, hoe vertel ons vir iemand van Jesus, word iemand doodgemaak omdat hulle ander van Jesus vertel. Jy het nodig om te verstaan dat dit wat ons jou na toe uitnooi is nie 'n gemaklike lewe nie. Dit die lewe wat ons vanaand met jou oor praat, en die lewe wat ons probeer leef, die lewe wat ek glo Jesus jou na toe uitnooi, is 'n lewe wat baie keer gevaarlik is. Ek meen, kyk net na die boek Handelinge. In die boek Handelinge sien ons dat Paulus hoeveel keer amper doodgegooi was met klippe. Ons sien Stefanus, die eerste man wat doodgemaak was vir sy geloof, waar hy gegaan het en hy het die waarheid gepraat, hy het vir mense van Jesus vertel, hulle het kwaad geword en hulle het hom doodgegooi met klippe. Inteendeel, 11 van die 12 apostels is dood, en ek praat nou van nadat Judas Iskariot verwyder is, het hulle nog 'n ou ingestem, hy het deel geword van die 12, 11 van daai 12 is doodgemaak vir hulle geloof. Dus jy het nodig om te verstaan, dat dit wat ons jou vanaand na toe uitnooi, is nie 'n gemaklike lewe nie, maar is die lewe wat Jesus ons na toe uitnooi. En ek sê weer eens wat ek laasweek gesê het, ons kan nie met 'n 80 jaar perspektief leef nie, ons het nodig om met 'n ewigheidsperspektief te leef. En die rede hoekom ons gaan, is want ons wil nie hê die mense daar buite moet verlore gaan nie. Die rede hoekom ons gaan, is ons weet ons gaan teenkanting kry. En wanneer die kerk werklik begin beweeg, hoor nou wat ek vanaand vir jou sê, ons gaan teenkanting kry. Maar ons sal gaan totdat hy kom, amen. Okay, so, vanaf daai plek vanaand wil ek net gou vinnig net weer 'n paar goeders noem wat ek so laasweek oor gepraat het, want as jy hierdie nie reg kry nie, kan jy die beste strategie hê, dit gaan nie effektief wees nie, en ek glo nie dit gaan God se hart wees nie. So die eerste ding is, ons het nodig om te verstaan, dat ons moet gaan vanuit 'n liefde vir mense. Dat die rede hoekom ons gaan, die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het, was omdat hy lief was vir mense. En ek en jy het nodig om te gaan, want ons is lief vir mense. Galasiërs 5 vers 14, die hele wet is saamgevat in een opdrag. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis selfs wat Jesus gesê het. Toe die wetgeleerde by hom kom en hom vra, Here, som die wet vir my op, en hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So kan ek jou vanaand sê, maak seker jou motief is liefde. Maar die tweede ding wat vanaand wat ek vir jou sê is, jou fondasie het nodig om reg te wees. Ons fondasie is die woord. Ek gaan nie en probeer vir mense sê, ek is die redder nie, want ek wil net vir jou sê, ek is nie, jy is nie, Jesus is die redder, en so ek glo eers in Jesus, en my verhouding met hom is reg, voordat ek gaan. Ek kan nie vir mense iets gaan deel wat ek self nie ervaar het nie, en ons het laasweek daaroor gepraat, en ek het hierdie stelling gemaak, you can't launch a rocket from a canoe.
So maak seker, jy weet dit. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 22, julle moet mense word wat doen wat die woord sê, moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julleself. Met ander woorde, wanneer ek gaan met iemand, nie kan sê, ja, maar ek het jou Vrydag aand in die kuierplek gesien, poep dronk, en vanaand wil jy vir my van Jesus kom vertel nie. Moenie dit doen nie, okay? Jou lewe, jy het nodig om 'n lewe te leef wat jou alles kom by mekaar uit, en jy doen dit van daar af. En dan is dit vir my belangrik dat ons vanaand nou sal gaan na die strategie toe. En die heel eerste ding oor strategie vanaand. En ek en Colin gaan so klein bietjie stories ons eie lewe uit vertel en hoe ons sien hoe gaan jy en deel jy met ander mense van Jesus. Maar die belangrikste ding vir my is dis nooit uit jou eie krag uit nie. Jy kan nie gaan en sê, dis Colin, jy het nou baie Bybel gelees vanoggend, nou kan jy gaan en jy gaan nie. Ek dink nie dis wat die woord ons leer nie. Inteendeel, Handelinge 1 vers 8 sê die volgende: maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, dinamoeskrag, praat van hierdie dinamiese krag, en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Nou, ek wil net gou die volgende noem, want ek het laasweek nie dit gesê nie. Hy kom, hy sê, julle sal krag ontvang, julle sal oral mense eerstehands van my vertel, en dan gaan hy praat van Judea, Samaria, die Judea, Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Hier's wat hy sê: ons dink baie keer ons moet mense vertel in Indië van Jesus. En ons moet mense van Jesus in Indië gaan vertel. Of waar ook. Ek dink ons moet 'n bietjie Amerika toe gaan, want dit klink vir my hulle het regtig vir Jesus nodig. Okay? Maar die realiteit is, hy sê Judea. Nou, hoekom hierdie belangrik is? Judea is waar die Jode gebly het. Dis hulle tuisdorp gewees. Jy begin in jou tuisdorp. Dan praat hy van Samaria. Samaria is wyeer as dit. Dit is 'n area wat hulle probeer vermy het, want die mense het anders gedink as hulle. Dis soos om te gaan en te sê, ek weet mense in Katoo glo nie in Jesus nie, so ek gaan Katoo toe gaan, en dan uithoeke van die aarde. Maar dit begin hier. Dit begin in jou vriendekring. Jy deel waar jy nou beweeg, en vanaf daar gaan jy vorentoe, en jy deel van daar verder. So Colin, wil jy enigiets byvoeg op dit wat ek nou gesê het? Ja, ek wil eintlik, as ek net kan kommentaar lewer op wat jy aan die begin gesê het, oor die Here roep ons nie na 'n gemaklike lewe nie, roep ons na 'n ongemaklike lewe. Ek dink die apostels, as hulle op 'n Sondag bymekaar gekom het om die opstanding van Jesus te vier, is hoekom ons op Sondag bymekaar kom, is om te vier dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Het hulle bymekaar gekom, en die een apostel, Paulus, sou nou vir Petrus, as hulle bymekaar byvoorbeeld gekom het, so gesê, "Jou Pel, weet jy, hierdie week het ek 40 katsoue op my rug gehad, om die mense van Jesus te vertel." En dan sou Petrus vir hom gesê, "Joh, Paulus, shame, ek hoor jou, ek het 40 katsoue gehad, Dis ek nog het niks keer, nie." Ja, 3 keer met stokke en amper gestenig. En dit was die gesprekke wat hulle op 'n Sondag bymekaar gehad het. Ons konteks verskil bietjie van daai tyd tot en met nou. Maar dit was nie vir hulle 'n maklike ding om te doen nie. Dit was nie vir hulle maklik om Jesus te volg nie. Dit het opoffering geverg, maar in dit was hulle nooit alleen gewees. Hulle het gegaan, soos Handelinge 1 vers 8 van sê, onder die krag van die Heilige Gees wat hulle ontvang het, en die Heilige Gees het hulle gehelp. Hy het hulle gelei elke keer wat dit moeilik was, elke keer wat dit seer was, elke keer wat hulle geslaan was, het hy hulle weer opgebeur, het hy hulle weer opgetel, het hy weer vir hulle nuwe krag gegee. So ek dink net om kommentaar te lewer op daai, Jesus het ons nie geroep na 'n gemaklike lewe nie. Hy het ons geroep na die ongemak. Ek dink hoeveel keer, nê? Want hulle almal is doodgemaak vir hulle geloof. Het hulle gesê, "Jesus, ek sien jou weer." Met die realiteit, hulle sou mekaar dalk nooit weer gesien het nie. Hulle het gesê, "Ek sien jou op bo." Wel, bo. Ek weet nie of die hemel bo of onder is nie. Ons weet net ek sien jou iewers in die hemel. Okay? So kan jy jouself indink, hulle was so committed dat hulle nie eens geweet het of hulle mekaar weer gaan sien nie. Dit is wat hulle het hulle lewens hieraan toegewy. En so dis die lewe waartoe ons jou uitnooi na toe vanaand. En dalk sit jy vanaand hier en dink, "Ek weet nie of ek reg is vir dit nie." Dis hoekom Handelinge 1 vers 8 belangrik is. Ek sê net jou eie krag uit nie. Nie een van daai manne kon gegaan het en gesê, inteendeel, Petrus is die beste storie vir my. Jy het ruk terug oor Petrus gepreek. Petrus is 'n great voorbeeld vir my van wanneer jy uit jou eie krag uitgaan, wanneer jy met die Heilige Gees krag gaan. Toe Petrus uit sy eie krag uitgaan, het hy ou se oor afgekap, hy het Jesus ontken, jy weet, hy kon nie dit doen wat van hom verwag was om die evangelie te verkondig nie. En tog, toe die Heilige Gees oor hom uitgestort is, toe gaan hierdie ou en hy sê, "Moenie my kruisig soos julle Jesus gekruisig het nie, kruisig my onderste bo. Ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie." Jy sien, so dis die tipe commitment wat ons kry wanneer ons saam met die Heilige Gees leef. Okay, maar ons wil bietjie prakties wees vanaand. En so, ek het vir Colin 'n vraag gevra, en toe het ons albei nou dieselfde antwoord op hierdie vraag gehad. So Colin, kom ek vra jou hierdie vraag. Wie het jou van Jesus vertel? So ja, Marius, dit is 'n, weet ek, pastore in die kerk het my van Jesus vertel, en so aan 'n ouer dit en wat daar gehoor. Maar wie my kern
wat ek kan onthou van, ek was so 10, 11 jaar oud gewees, en toe gaan ek vir 'n vakansie na my tannie toe, en ek kuier by haar, en sy het my oor Jesus vertel in daai vakansie. Wat sy vir my gesê het, kan ek nie vir jou sê nie, ek kan dit nie onthou nie. Daar was nie 'n moment wat ek gevoel het, joh, okay, weet, dit is nou die turn of burn oomblik in my lewe gewees, of wat ook al nie. Maar sy het my van Jesus vertel, en ja, sy het vir my 'n Bybel gegee. En ek het die Bybel begin lees daai tyd, en regtig, as ek moet terugkyk op dit, die Here het met my gepraat. Kere wat in seisoene waar ek was, waar die skrif met my gepraat het, weet, wat het my gesê het, okay, weet, hier's wat jy moet doen, weet, dat ek uit die skrif uit dit kon gekry het, maar in daai tyd, dit was seker die slegste seisoen, tweede slegste dalk seisoen in my lewe, wat ek deurgegaan het daai tyd, en ek het die Bybel lees, en om 'n Christen te wees, gekoppel aan hierdie moeilik wat ek deurgaan, en ek het opgehou, Bybel lees daai tyd, ek het gedink, nee, dit gaan nie, weet, dit voel nie of dit vir my werk nie, dit voel inteendeel of die dinge net erger maak. En toe het ek aangegaan met my lewe, en weet, wêrelds geleef in die kuierplekke, en weet, al daai lekker triks. En ja, ek het 'n girl gedate, en ons is toe uit mekaar uit, ek het toe nou try selfmoord pleeg, en in dit het ek weer besef, toe ek in die hospitaal is, het ek besef, nee, ek het iets anders, weet, ek het iets groters as dit nodig, en ek het weer begin Bybel lees, en ek kan regtig nie vir jou sê dat ek ooit 'n bekeringsoomblik gehad het, waar ek gevoel het, okay, weet, hier bid ek die bekeringsgebed, en ek kom tot bekering. My bekering was die doop gewees, toe ek uit daai doopwater uit opstaan, ek kan nie beskryf wat gebeur het nie, iets het gebeur in my hart, en my lewe het verander van daai dag af. So, met dit wil ek eintlik, wat ek wil sê is, partykeer gaan dit nie woorde wees, wat asof partykeer is dit 'n Bybel, wat jy vir iemand gee, want dit was 'n Bybel wat ek ontvang het, wat ek kon lees, wat met my teruggepraat het, 'n woord wat lewendig geword het in my lewe, en die woord self het my lewe kom verander. Jesus self uit die woord het my lewe kom verander, en ek dink, daar was nie iemand wat ek vir jou spesifiek kan onthou, hy het hierdie ding gesê, of sy het hierdie ding gesê, en dit het my lewe verander nie. Die woord van God, deur iemand wat vir my 'n Bybel gegee het my lewe verander. So jou tannie het vir jou Bybel gegee. Ja. En jy kan nie eens onthou wat sy gesê het nie, en hier sit jy vandag, en jy's 'n pastoor. Partykeer gaan jy vir iemand iets doen nou, en eers oor, ek meen, jy was 11 gewees, en toe jy in jou 20's was, so kom ons sê 10 jaar plus, 15 jaar plus, van sy daai Bybel vir jou gegee het, eers jou hart vir die Here gegee. En so jy gaan dalk vandag iets doen vir iemand, en dit gaan vir jou voel, ek het hulle vertel van Jesus, ek het vir hulle gebid, ek het vir hulle Bybel gegee, en jy gaan nie die effek dalk selfs in jou leeftyd sien nie, maar hier sit Colin. Het jy ooit vir jou tannie dit vertel, Colin? Jy het nodig om jou tannie vanaand te bel en haar te vertel. Vir my was dit, so die van wat jy weet nie, ek het in die kerk groot geword, soos my ma was die kerk, verstaan met my ma in die kerk gesing, my ma kan nie sing nie, so ek sê vir hulle was regtig te kort aan sangers gewees. Dis nog die tyd toe die mic sulke kleurvolle foam op gehad het, onthou julle daai tyd, wie van julle was daai tyd in die kerk gewees, en ons het in 'n baie klein AGS kerk, en was ons in Pietersburg gewees, en ek het Sondag in die kerk gesit, en my ma het net vasgeglo, want toe my ma 17 was, het sy swanger geword met my, en die kerk was die een plek wat haar nie weggewys het nie. Die kerk het haar ingetrek en was lief vir haar, en sy het net haar hart vir die Here gegee, en as 'n jong meisie op daai stadium wat bitter skaars was, sê die Here begin dien, en so my ma het my net aan 'n kerk toe sleep elke week, en daar was krag in dit, dat sy my aan 'n kerk toe sleep het, maar toe trou sy met 'n pastoor, en daai pastoor het nie, dat goed verkeerd gegaan in sy lewe, en hy het op my ma verneek, hy het my ma geslaan, hy het my rondgestamp en geslaan, en toe koppel ek die pastoor aan Jesus, en ek sê, jy werk vir Jesus, so ek wil niks met Jesus te doen nie, en ek stap, ek het nodig om julle te vertel, toe ek 10 jaar oud was, ek sal nooit hierdie vergeet nie, toe ek 10 jaar oud was, het ek gevas vir 'n hele dag. Ken jy 'n 10-jarige wat kan vas? Ek was hoogheilig geweest toe ek 10 was, ek het nie verstaan hoekom nie, ek was honger, maar ek het gevas, en ek het gebid, en ek het daai tyd nog my kassettapes geluister, in my Walkman, en so ek het Jesus geken, en toe koppel ek Jesus aan 'n persoon, en ek kan net vanaand vir jou vra, moet nooit Jesus koppel aan 'n persoon nie, koppel Jesus aan Jesus, want Jesus is die een wat red, nie mense nie, en maar as gevolg van die feit dat in my 10-11-jarige brein, daai stadium toe my stiefpa deur dit gaan toe stap ek weg van die Here af, en ek gaan toe en ek begin toe drink, dis nou maar die ding wat ons jong manne doen, en ek het begin drink, en ek het begin tabak twak rook, en ek het
Ek het bietjie net in die kuierplekke rondgegaan en niks met die Here te doen gehad nie. Ek het op 'n kerk toe gaan, my maat aanhou vir my bid. So dis die ander ding, kan ek net vir jou sê, hou aan bid. Die een ding wat niemand van jou af kan wegvat nie is jou gebed. My maat vir my aanhou bid, maar toe ek 16 was, toe kom al 'n groep na ons skool toe, Pneumatics. Een van julle al ooit van Pneumatics gehoor? So Pneumatics kom toe na ons skool toe. Giovanni was hulle leier gewees op daai stadium. Ek ken hom nou persoonlik en hulle kom doen 'n opvoering toe by ons skool. En ek onthou dat die opvoering wat hulle gedoen het gegaan oor 'n ouetjie wat die Here geken het, weggestap het van die Here af en toe gaan hierdie ou dood. En almal huil en hierdie ou het nie die Here geken nie en hy's dood sonder die Here. En op 'n 16-jarige ouderdom besef ek het nodig om weer Jesus aan te neem. En ek het toe met een van hulle volonteërs 'n gesprek gehad en daai persoon lei my toe na Jesus toe, maar hier's die ding. Niemand het na dit met my weer op pad gestap nie. So ek was 16 jaar oud. Gee my hart vir die Here en daar gaan die toergroep weer weg. En ek dink ons se krag in sulke groepe wat inkom in 'n week soos dit doen, maar hulle het weggegaan en dis hoekom Matteus 28 vir my so belangrik is. Gaan dan doop hulle, leer hulle om alles te doen wat ek julle beveel het. En ek dink baie keer dan stop ons by die eerste ding. Ons vertel iemand van Jesus, hulle gee hulle hart vir Jesus, maar dan leer ons hulle nie daarna nie. En as jou tannie dalk opgevolg het, was dit ook dalk 'n ander situasie. En so vir my het hulle toe weggestap. My maat nie eers besef wat met my gebeur het nie. So sy het deur haar eie staf gegaan en so het ek maar vir 2 jaar is ek so in en uit die ding uit. Ek is elke donderdag aand, ons het Go Mad was ons jeuggroep by die skool. Go Mad, Go Make a Difference. Go Mad, dit was die tyd van akronieme in die kerk gewees. En ek het deel geword van dit en so week in week uit bietjie gehoor, maar ons het 'n jeugpastoor gehad. Sy naam was Hannes. En toe ek matriek was, tot Hannes met my 'n pad begin stap. Nie net met my persoonlik, maar met ons, ek was deel van die leierskap van die skool gewees en met ons leiers het hierdie ou sy energie en tyd bestee elke week in ons lewens en hy het saam met ons 'n pad begin stap. En iets in my hart het daai jaar wakker geword. Dit het 'n jaar proses van 16 totdat ek 18 was. Aan die einde van 18 en ek sal dit nooit vergeet nie, staan ek een aand op 'n balkon in Margate. En ek kyk so op die balkon uit en ek so 'n bietjie gekuier en ek wieg so saam met die see en ek hoor soos die golwe slaan, hoor ek hoe die Here vir my sê. En vandag weet ek is die Here, ek het toe nie besef nie. Is this all there is? Is dit nou die lewe? En hier slaan die golwe en ek hoor en ek sê vir myself, ek dink nie ek het al genoeg gedrink nie. En ek gaan en ek gooi vir my 'n Potensie en Sprite en ek drink verder. En ons kuier die aand verder en ek onthou ek onderdruk dit. 2 weke later sit ek by Swadini die aand. Ek het al hierdie storie vir julle vertel. En daai aand weer eens kom hierdie stem. Marius, daar's meer wat ek met jou lewe wil doen. Jy's besig om jou lewe weg te gooi. Ek het jou geroep by jou naam. Jy weet dit. Jy weet wie nou met jou praat. En ek breek en ek bel my ma daai aand en ek weet my ma en dis die interessante ding vir my van my ma. Ten spyte van alles wat daai vrou in haar lewe al deur is en sy sal seer gemaak deur die kerk. Sy sal seer gemaak deur mense, seer gemaak deur 'n pastoor. Sy het aan Jesus vasgeklou en sy het dit geleef. Ek onthou hoe ek aande verby haar kamer loop, dan hoor ek hoe huil sy en bid. En ek hierdie vrou is mal. Ek het dit gedink. Maar die aand toe ek uiteindelik tot daai oomblik kom, wat ek sê, ek het nodig dat my hart vir Jesus gee, toe bel ek my ma, en sy lei my op die foon na Jesus toe. En die 1 Januarie 2011 het ek my pad met die Here begin stap. 31 Desember 2010, die aand het ek al gebel, en daai een, dis hoekom nuwe jaar is vir my altyd 'n massive oomblik, want dit celebrate my nuwe lewe, waar ek my lewe oorgegee het vir Jesus. Nou in daai proses het ek 'n paar goed geleer, en in die pad, ek werk nou, ek dink 15 jaar vir die kerk, wat ek nou al hierdie doen, en in daai tyd het ek 'n paar goed geleer, en Colin het nou al 'n paar goed geleer in sy tyd, en so ons wil 'n paar van daai praktiese goed met julle deel. Die eerste ding wat ek vanaand vir julle wil sê is, wees toeganklik. Wat ek daarmee bedoel is, as iemand met jou kom praat, moenie op hulle neerkyk nie, en moenie hulle afskiet nie. Moenie jy al die praatwerk wil doen nie. So dis vir my super belangrik, as iemand met jou kom, as jy iemand van Jesus wil vertel, en hulle kom en sê, ja, maar kom ek vertel jou van my ervaring. Moenie sê, nee, kom, ek gaan jou van Jesus vertel, bly jy nou stil. Moenie dit doen nie. Die nommer 1 reël is, luister. Want wanneer mense praat, probeer hulle vir jou iets sê. Mense probeer vir jou sê wat diep in hulle binnekant aangaan. En dis een van die moeilikste goed om te doen, is net om te luister. Maar laat toe dat daai persoon praat. Laat toe dat daai persoon praat. Terwyl daai persoon praat, luister wat hulle sê met die een oor, maar aan die ander kant van jou brein, dan bid jy en sê, Here, gee my woorde om hierdie persoon te antwoord. Gee my die krag om vir hierdie persoon die woorde te gee. So jy luister, jy laat toe.
As iemand vir jou sê, hoorie, ek is 'n moslim, die een persoon wat ek probeer op hierdie stadium hard om na die Here toe te lei is my tuinman. Sy naam is Aubrey, hy's 'n kampioen, hy kan goed gras sny. Hy bly reg oorkant my en ek probeer regtig hard want hy trek binnekort. Hulle het die mense oorkant ons 'n huis gekoop en sodra hulle huis verkoop is, gaan hy trek. En ek sê, Here, help my net dat ek hierdie man die waarheid kan gee voordat hy trek. En so wat ek doen is ek vra hom goed. Ek vra hom goed soos vertel my van jou familie. Dan vertel hy my van sy familie en ek vertel my van sy kinders. Dan sê ek, "Ja, nou die dag sê hy vir my, my son told me he wants to become a Christian." Ek dink, "Here, dankie Jesus." En hy sê toe vir my, "For me as a Muslim man, this is a tough thing." En ek vra toe vir hom, "But what does your culture say about someone that walks away from the faith?" And he says, "Our culture says that we should deny them, and in a lot of places they say we should kill them, our own child." En ek kon nie oomblik gebruik en ek sê, "But you know that God's heart is never for you to turn away from your child. God's heart is that you would love your child." En ek sê toe vir hom, "Hear what your son says. Vra jou kind wat hy jou vertel." En ek en hy gaan in hierdie gesprekke, maar hy doen meeste van die praatwerk en ek gee 1 of 2 goed terug. Jy sien, ons hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ons kan partykeer net luister. En so wanneer ons kom, dan vra ons mense, hoorie so, vertel my jou storie. En wanneer ons oor 2 weke, en onthou oor 2 weke gaan ons dorp toe. Oor 2 weke gaan ons hierdie aand iets gaan by mekaar kom. Ons gaan lekker saam koffie kry, maar dan gaan ons hier in die strate instap en dan gaan ons met mense begin praat. En op volgende Sondag aand gaan pastoor Henny van Vrede 'n bietjie met ons kom deel en hy gaan met ons kom praat oor hoe hy hierdie doen gewoonlik wanneer hy saam met mense 'n pad stap. Maar kan ek jou vra, moenie dink jy het al die antwoorde nie. En partykeer as ons in 'n hoër status, veral finansiëel is, of verder in ons lewe meer geleerd is, dan dink ons kan neerpraat op mense. Ek sien nie dit met Jesus nie. Ek sien hoe Jesus vir mense gesê het, praat met my. En mense het met hom gepraat. En uit dit wat hy gehoor het, het hy vir hulle die waarheid verkondig. So nommer 1, wees toeganklik dat mense met jou kan praat en luister. So Colin, wat 'n praktiese tip kan jy vir ons gee? Net 'n regstellingkie ook. Dis nie oor 2 weke nie, dis volgende week. Oor 2 weke gaan ons dorp toe. Hoor, jy's reg, ons gaan volgende week dorp. Week, ja, ons gaan volgende week dorp. Ons gaan dorp toe volgende week. Ja. Net dat julle nie confused is nie. Kom asseblief volgende week. So ek wil eintlik net bylas by wat Marius nou sê om heel eers toeganklik te wees, heel eers op 'n plek te wees waar jy die ander persoon die kans gee om met jou te praat. Julle geweet daar's 'n studie gedoen. Soos Jenny, dit sê as jy in 'n gesprek is en jy sê niks in die hele gesprek nie, jy los daai persoon om net te praat en te praat. Stap daai persoon daar weg en hulle dink jy's die intelligentste persoon wat daar is ooit. Daar's 'n studie gedoen wat dit bewys het. Dit is so. Dis baie beter om te luister. Jy kom baie meer intelligent voor ook. Ek dink Spreuke sê jy kan as wys geklassifiseer word as jy stil bly. Ja, as jy stil bly en luister na wat iemand sê. So ek dink dit wat Marius sê om te luister, om hulle 'n geleentheid te gee, maar ook om jou getuienis te deel. Ek dink die woord sê vir ons by die bloed van die lam en die getuienis wat ons deel, sal die mense gered word. Korrek my as ek wrong is, Marius. Sê ons oorwin die vyand. Ons oorwin die vyand. Deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. En ek dink dis die wapen wat die Here vir ons gegee het. Wat het God vir jou gedoen? Wat het hy in jou lewe gedoen? Waar was jy gewees? En waar het hy jou uitgetrek? Waar het hy jou uitgebring uit dit uit? En dit moet altyd gaan oor die verhouding tussen jou en Jesus. Daar's nou 'n verhouding wat herstel is. Jy was op 'n pad wat jy geleef het, wat 10-1 dieselfde lyk as daai persoon se lewe. Daai persoon is nou op 'n plek waar hulle op dwelms, hulle is dalk in pornografie, hulle is dalk verslaaf aan alkohol, hulle is dalk verslaaf aan iets en dis dalk iets wat jy self deurgegaan het. En jy kan vir hulle sê, jy ken die uiteinde van daai pad. Jy praat nie as een wat nie weet nie. Jy praat as een wat self die pad gestap het. En jy kan vanuit jou ervaring vertel, hoe dat toe jy jou hart vir Jesus gegee het, toe jy Jesus 'n kans gegee het, hoe hy jou uit dit uit opgetel het, en hoe die lewe wat jy nou het, 'n baie beter lewe is, as die lewe wat jy gehad het voor die tyd. So ek sal sê, as jy klaar geluister het, om te deel, wat het Jesus vir jou gedoen? Ja. Wat het hy in jou lewe? Ek dink die getuienis wat ons het, is die wapen eintlik die grootste wapen wat ons het, ja. Ek dink, wat Colin nou sê rondom jou getuienis, mense kan met idees stry. Het God die aarde in 7 dae gemaak? Jy weet, mense gaan jou sulke tipe goed vra. En weet jy wat sou okay om te sê? Ek weet nie. Ek weet nie alles. Ek verstaan, selfs ek wat teologie geswat het, en ek glo Colin, jy wat teologie geswat het. Ons het fisies die Bybel geswat. Dis ons het navorsing oor dit gedoen, ons het studies oor dit gedoen, ons het sertifikate om te wys soos dit gedoen. Ek verstaan nie alles in die Bybel nie. Ek kan nie.
Dis so omvangend, ek kan nie, ek verstaan nie alles nie. Mense gaan vir jou sê, hoekom het God gesê, maak daai volk dood? Ek weet nie al daai antwoorde nie, maar weet jy wat kan ek vir, en dit is okay om vir mense te sê, ek weet nie, maar kan ek jou sê wat ek weet? Ek weet ek was verslaaf en God het my vrygemaak. Ek weet ek was gered en hy het my kom haal. Ek weet waantoe ek op pad was en vandat ek Jesus begin dien het, is ek hiernatoe op pad. Dis die krag van jou getuienis. Nou saam met dit, dis nie my en jou verantwoordelikheid om enigiemand te verander nie. Ek dink ons het baie keer hierdie idee as ons iemand van Jesus vertel, ons wil hê die dwelmverslaafde, ons gaan vir hom sê, ek gaan nou vir jou hier uit, gee my daai goed. Kom, ons gaan dit nou weggooi. In die asblik gooi. Dis nie jou werk om iemand te verander nie. Weet jy wie se werk is dit? Dis Jesus se werk. Dis die Heilige Gees se diep werk wat hy doen. En so as ons approachable is, mense kom praat met ons. Ons is nie hoog heilig nie. Mense praat met ons en ons luister. As ons klaar geluister het, vertel ons hulle wat God vir ons gedoen het, dan besef ons dat ons het nodig om lief te wees vir hierdie mense, maar dit is nie ons werk om hulle te verander. Jy kan 'n pad stap. Jy wees saam met hulle. En weet jy hoe weet jy dat jy saam met mense pad stap as jy bereid is om aan hulle te vat? Ja, amen. Hoeveel mense op straat voel nooit hierdie nie? Net 'n hand op die skouer. En nou kan ek net sê, mans, vat 'n man se skouer. Ja. Vrouens vat 'n vrou se skouer. Mans, veral wanneer ons nou volgende week hier ingaan. As van daai vrouens wat moenie aan haar skouer vat nie, as jy 'n man is. En die rede daarvoor is want dit die Gees dra gees. Ja. Woord sê so maar wanneer ek by 'n man staan en ek sê vir hom, hoorie, so God is lief vir jou, en ek vat ander dag aan daai man wat ek nou vir julle van vertel het, se skouer. Hy sê, "Boss, nobody ever touches me. A white man never touches me." En ek sê altyd, hy sê vir my bos, ek sê vir hom, "Just call me Morris, nou is bos." Maar ek vat aan sy skouer, want hy voel liefde so. Jy sien, dis het Aaron McManus wat sê, we can't change a dying world if we're not willing to touch its feet. Is jy bereid om aan mense te vat, vir hulle drukkie te gee, al ryk hulle nie lekker nie? Jy weet, ons van hierdie mense wat ons te doen kry, hulle het baie lank plaas gestort gehad. Vat aan iemand. Sien, Jesus het aan mense gevat. Jesus het gekom en hier is die interessante ding vir my, hy het by Saggeus gekom. Saggeus wat soveel sonde gehad het. En hy het die eerste ding wat Jesus nie vir Saggeus gesê het, was nie, "Hey man, hou op die mense se geld steel." Toe hy by die vrou kom wat hoeveel mans gehad het, hy sê, "Hey man, hou op rondslaap." Het hy dit vir hulle gesê nie? Wat het Jesus gesê? Jesus het vir Saggeus gesê, "Kan ek by jou kom eet?" Hy het verhouding met hom gebou. Jy sien, ons werk is nie om mense te verander nie, ons werk is om met mense verhouding te bou. Ek vertel hulle van Jesus en dan stap ek 'n pad saam met hulle. En wanneer ek saam met mense 'n pad stap, wanneer ek hulle in die straat sien en ek stop, ek sê, "Hey, hoe gaan dit met jou? Hey man, can I have £2? Wat gaan jy koop?" Want jy hoef ook nie altyd geld te gee nie. Kan ek dit vir sê, dis vir partykeer makliker om geld te gee as om saam met iemand te bid. Want as ek geld gee, gaan hy weg. As ek saam met hom moet bid, dan vertrou ons vir die uitkoms van God. En so ek kom en ek luister. Ek wees toeganklik vir mense om met my te praat. Ek deel my getuienis. Ek besef dis God se verantwoordelikheid. Ek het net nodig om verhouding te bou. Colin, wat doen ons nog? So ek wil net op daai ook, net voordat ek aangaan, ek en hom Champ het al hierdie gesprek gehad, weet, partykeer voel ons moet geld gee, partykeer voel ons moet bid, maar partykeer dink ek kan dit saamwerk ook. Ek dink partykeer gaan die eerste ou en hy bid dalk. Hy bid, Here, bless hierdie ou seën sy finansies, en die volgende ou, dis hoekom ons 'n liggaam is, die volgende ou kom verby en hy gee vir hom die R2. En daai ou koppel die gebed wat net nou gebid is aan die R2 wat hy nou gekry het. So, hoe ook al die Here dit op jou hart lê, gebed, finansies, hoe ook al, ek dink dis die geheim is, Handelinge 1:8, onder die krag van die Heilige Gees, laat hy jou die leiding gee. Maar nog 'n manier om te begin om die gesprek aan die gang te kry, of om met iemand te bid, is net, of vir iemand te vertel van Jesus, is net om vir hulle te bid. Vra vir hulle, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? As hulle genesing nodig het, bid vir hulle vir genesing. Bid vir hulle vir genesing. Vat die tree van geloof en bid vir hulle vir genesing. En as hulle nie genees word nie, is dit ook oukei. Bid net nog steeds vir hulle vir genesing. Vra vir hulle, wat se behoefte het jy? En bid vir hulle. En die Here wat aan die behoeftes kan voldoen dalk aan daai persoon se behoefte, en jy gaan nie sien wat se impak dit gemaak het nie. Jy dalk gebid, Here, stuur vir hierdie ou iemand op sy pad om vir hom 'n sak vol geld te bring. Ek gebruik nou 'n stupid voorbeeld. En die volgende dag kom iemand en hulle gee vir hom 'n sak vol geld. Hy gaan dit dadelik aan mekaar koppel en hy gaan weet, hierdie kom van God af. En hy gaan sy hart bid vir die persoon, vra wat is die behoefte, waarvoor kan ons vir jou bid? En bid en vertrou die Here. Vertrou die Here om dan die res te doen. Ons hoef nie die uitslae te sien nie.
Dis nie in ons hande nie, die gehoorsaamheid is in ons hande. So ons het nodig om gehoorsaam te wees, bid vir die persoon, vra hulle waarvoor jy vir hulle kan bid. Dit kom nou weer eens eintlik terug na wat Marius toe aan die begin gesê het. Laat hulle eers, dit gee hulle heel eers die geleentheid om met jou te praat. Waarvoor kan ek vir jou bid? En dit is die aanknopingspunt. En vanuit dit vloei dit, en dan vertel jy hulle van Jesus. Ek dink nou aan 'n storie. In 2013 gaan ons as 'n jeuggroep, ons jeuggroep is in 'n baie die gemeente waar ek was voor, die was in 'n baie ryk gebied in Middelburg, is 'n baie fancy gedeelte in die dorp, en soortgelyk hierso as jy nou moet sê, wat is dit, as jy nou in Wilkoppie se fancy gedeelte 'n kerk moet plant, dis nou omtrent waar die kerk is, en ons gaan toe, en ons gaan na die huise toe die aand, so ons jeuggroep gaan, ons gaan nou gaan bid vir mense, en ons klop aan die deur, en as iemand nie daar is nie, dan gee ons vir hulle, ek dink dit was 'n chomp gewees, met Christ has overcome many problems, akroniem, op 'n kaartjie, en ons het dit in hulle posbus gegooi, en sê ons het vir jou huis gebid. En ons kom toe by die een huis, jy kan vir Jeannie vra, sy was die aand saam met haar gewees, en ons klop toe nou, ek dink ons was 4 tieners gewees wat saam mee gestap het, en ek en Jeannie, en almal het ons die map uitgevat, en ons het gaan stap, soos wat ons gaan doen volgende week. En ons het gaan stap, en ons klop toe aan die deur, en die ou maak die deur oop, en daar was een of ander soccer game op gewees, en hy sê, I'm watching soccer, how can I help you? En ek sê, hello sir, we're from the church. No, I don't believe, en al wat ek vir hom kon sê is, kan ek dit vir jou vir iets bid? Can I pray for you for something? En hy stop so, you know, someone's never asked me that. En hy sê toe vir my, I don't have something you can just pray. En ek sien sy trouring, en hy sê, Lord, I just pray for this guy who's married, en wat ook al. En 'n paar weke later, kom daai ou op 'n Sondagoggend na my toe. En hy sê vir my, ek wil net vir jou sê, dit is nou in Engels gewees, hy sê vir my, ek en my vrou was op die punt om te skei. En jy daai aand kom bid. En die Here het ons huwelik kom red. En my vrou het vir my gebid, ek het dit nie geweet nie. Ek het net gesê, kan ek vir jou bid? En kan ek net vir julle sê, ek het nog nooit iemand gehad wat vir my gesê, moenie vir my bid nie, nog nooit. Al sê mense hulle glo nie, kan ek sê, ek het al moslems gehad, net vir ons, can I just pray for you? Yes, you can pray. Jy sien, want mense dink, wel, as dit nou maar reël is, jy weet dat hulle nou maar 'n toets. Maar bid, daar's krag in gebed. So maak seker jy vra mense om te bid. En dan die laaste ding wat ek wil sê, is maak seker jy is voorberei. Moenie gaan, en dis hoekom dit so belangrik is vir my om in die woord tyd te spandeer. Ek het nodig om self toe te laat dat God met my praat, voordat ek met ander praat. Gaan voorberei. Weet wat is jou storie, weet wat glo jy. Moenie toelaat dat, is dit Jakobus wat sê, as ons nie weet wat ons glo nie, dan is ons soos jy weet, golwe wat heen en weer, 'n dobber wat heen en weer deur golwe geslaan word. Weet wat jy glo. Dis hoekom dit so belangrik is. Begin elke dag, jy sê, Here, praat vandag met my. Gee vandag vir my woord. Petrus sê die volgende, hy sê volgende, 1 Petrus 3 vers 15, laat dit is op laasweek se notas, 1 Petrus 3 vers 15, hy sê, inteendeel, erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het, met ander woorde, besef dat God is hoof, hy sê, as julle dit doen, en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Kan ek vanaand vir die vraag vra? As iemand deur hierdie deure nou moet instap, en hulle gaan na jou toe, en hulle vra vir jou vanaand, hoekom glo jy in Jesus? Gaan jy babbelsap of gaan jy weet wat om te sê? Gaan jy reg wees om vir daai persoon te sê, hierdie is hoekom ek in Jesus glo, hierdie is wat hy vir my gedoen het, en ek glo hierdie is wat hy vir jou kan doen. Is jy reg vir dit? Want Petrus sê, ons moet altyd reg wees om iets te sê. Is jy reg? Is jy reg om vir ander te vertel wat God in jou lewe gedoen het? Of het jy dalk kerk, of 'n verhouding met Jesus gemaak, kerk op 'n Sondag? En eintlik sê ek wil so deel wees van jou finansies, van jou besigheid, van jou huwelik, van jou ouerskap, van jou vriende. Ek wil deel wees van elke aspek van jou wêreld. Wanneer iemand kan vra, kan jy sê, het jy tyd, sit, kom ek vertel jou van die hoop wat in my leef. Colin, waar is die woord van jou? Ja, ek dink op daai om gereed te wees is ook partykeer om te oefen. Jy is nie een oggend gereed om die Comrades te hardloop nie. Jy oefen om daarby uit te kom. So, weet, 'n ou, ons gaan dorp toe die naweek, en ons vertrou die Here regtig, ons het 'n groot verwagting vir wat die naweek kan gebeur. Maar, dit voel vir my, ons moet partykeer by die basics ook begin, in my dag tot dag, dit oefen. As jy môre by die werk kom, by die skool kom, of waar ook al jy kom, vertel vir die mense, hoekom jy Christen is. Gaan staan by iemand stil en hoor by hulle, wat is hulle storie. Maar begin te oefen, want ons het nodig om te oefen, sodat as ons daar kom, is ons gereed, want ons het nou 'n bietjie agtergrond, ons het dit nou al 'n paar keer gedoen,
So, okay, hier is ons nou. Die geval gaan dalk nie dieselfde lyk, dit gaan dalk heeltemal anders wees, maar die Heilige Gees sal ons in die oomblik ook die nodige wysheid gee. Vertrou ek voor. Maar gaan oefen om gereed te wees. Hoe hartseer sal dit wees? As ons hierdie hele kwartaal praat oor gaan dorp toe, hoe deel jy jou geloof, wat glo ons, en dit stop volgende Sondag aand. Ek dink vir my is die idee met hierdie volgende Sondag aand met ons wys, ons krag om te gaan, maar meer is dit, ons moet dag tot dag gaan. By ons werksplek, terwyl jy praat, dink ek die volgende, hoeveel keer vertel iemand ons van 'n probleem? Het jy gehoor Susanne die volgende gedoen? Is altyd 'n Susanne of 'n Koos, ek weet nie hoekom jy, maar hulle het Jesus nodig. Okay? Is Susanne, as jy vanaand hier is, ons is lief vir jou. Maar het jy gehoor, die persoon het dit gedoen? In plaas, vertel my meer! Wat's van, kan ons het gebid vir hierdie situasie? Die mense gaan vir jou lag en sê, jy is hoog heilig. Maar besef het gou wat jy besig om te doen. Jy sê, kom ons hou op skinder en kom ons begin bid. As iemand vir jou kom sê, hoor jy, dit gaan regtig nie goed met my gesin nie. Wat as jy oomblik terugstap en sê, hoor jy, so kan ons bid, kan ek bid vir jou gesin? En daai gesin word gered, ewe skielik, God kry die eer. Iets verander. So daar waar jy is, inteendeel ek wil jou challenge, bid die volgende, elkeen van ons, elke oggend hierdie week, bid die volgende. Here, wys my waar kan ek vandag U uitleef. Net dit. Here, wys my waar kan ek vandag iemand van U vertel. En wanneer ons dit doen, kyk ons soos 'n domino effek en hoe God die eer begin kry. Onthou weer eens, ek wil net die volgende sê. Moenie frustreerd raak as jy nie dadelik verandering sien nie. Die Here het 'n manier. My skoonma het altyd gesê, God is mighty slow, but he's never late. He's mighty slow, but he's never late. Maak seker dat jy sit net jou fokus op hom en jy hou aan bid. Dis hoekom is dit Jakobus wat sê ons moet voortdurend bid, aanhoudend bid. Dis Paulus wat dit sê. Ons moet aanhoudend bid. Aanhoudend bid vir die mense wat ons Here voorvertrek. Kan ons vanaand vir jou bid? Jy sal gaan. Kom, kan ek jou vra om ons te bid? Sal. Kom ons sluit ons oor. Here, baie dankie. Dis 'n voorreg, Jesus, om hierdie vir U te kan doen. Here, dankie dat ons dit nie op ons eie doen nie, dat ons dit doen onder die krag van die Heilige Gees. Here, dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om vir ons te kom krag gee, om U woord, die evangelie daar buite te kan versprei, om vir mense te kan bid, vir mense te kan vertel, Here, wat U vir ons gedoen het, vir mense te kan vertel wat U vir hulle kan doen. Here, ek bid dat dit wat ons gaan doen, ons kom berei die grond voor vir dit, Here, dat dit vrugbaar sal wees, dat die woord wat uitgaan, die gebede wat uitgaan, die liefde wat uitgaan, Here, dat dit regtig ontvang sal word. En Vader, ek bid vir ons as Oase familie se veiligheid ook, dat wanneer ons gaan, Here, dat ons veilig sal wees, dat U U hand van beskerming oor ons sal hou. Here, maar dankie dat ons weet, ons gaan nie alleen nie. Dankie dat ons 'n mandaat het, dankie dat ons 'n woord het, dankie dat ons 'n oortuiging het in ons harte, Here, dat ons gaan, omdat U ons stuur. Nie omdat ons oulik is nie uit ons eie krag uit nie, maar Here, uit die krag wat die Heilige Gees vir ons gee. So Vader, ek bid dat U ons sal voorberei. Here, dat ons sal oefen, dat ons sal aanhou oefen, Here, dat dit nie sal stop by volgende week nie, maar Here, dat dit ons hele culture in ons werksplekke sal skuif, na 'n plek van skinder, na 'n plek van gebed toe, 'n plek van agter mekaar praat, Here, na woord met mekaar deel, 'n plek waar ons God nie ken nie, na 'n plek waar ons God ken, in ons culture, in ons dag tot dag. Here, mag dit die uitvloeisel wees van dit alles, en mag U eer kry vir alles wat gebeur, in Jesus se naam. Amen. Ons is so dankbaar dat jy vandag saam ons gekuier het. As dit vir jou iets beteken het, vra ons asseblief, gaan share dit met iemand, gaan like, gaan comment, sodat soveel as moontlik mense die boodskap kon sien. Ons sien julle weer volgende week.